Baie welkom by Melk in jou teetyd. En dit is vir ons 'n voorreg om weer saam met julle te kuier en ja, ons besef die jaar is amper op sy einde. Maar ons het vandag 'n spesiale gas in die ateljee en ek dink ons het baie keer die gewone mense, as ek nou dit gewone mense kan noem. Ons dink in ons koppe, ja, hierdie ouens, they've got it en hulle weet alles en hulle is nou celebs en daar's geen probleme nie, daar's nooit 'n dingetjie waaroor hulle kan ongelukkig raak nie. Hulle word nie kwaad nie, maar ek dink dis onwaar. Dis nie hoe dit is nie, die realiteit van die lewe tref hulle ook en ek dink baie harder as wat ons besef. Ja, hulle sê mos die hoogste bome vang die meeste wind. So ek dink dit is actually meer nader aan die waarheid. Ek dink hulle probleme lyk partykeer dalk bietjie anderster, maar dit is net so groot en partykeer groter, ja. Maar ek moet vir julle sê ek is regtig vandag baie opgewonde om ons gas aan julle bekend te stel. Hy is 'n legende in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en meer spesifiek in die Christelike musiekbedryf. Hy's 'n worship leier, hy's 'n pastoor en hy het eintlik geen bekendstelling nodig nie, Retief Burger. Baie welkom by ons. Ons is so opgewonde om jou by ons vandag te hê. Waar is die tee? Melk in jou teetyd, mamma. Jy kry water. Dit is nog besig om te groei. Okay, wat sê? Jy moet dit gaan oes daar agter. Ja. Dit is nou mooi druk. Ja. Maar dankie dat jy saam ons kuier. So lekker, dankie julle. Dankie vir die geleentheid. Ja, dankie dat jy in jou baie besige skedule vir ons vir ons 'n plekkie gemaak het. Maar ja, Retief, jy het 'n nuwe sang geskryf. Ek weet nou nie presies wanneer jy hom geskryf nie, maar jy kan vir my 'n bietjie of ons vertel waar daai liedjie begin. Ja, so dit was ek so 'n bietjie uit 'n liedjie droogte gewees van amper 2 jaar wat ek nie Afrikaans geskryf het nie. En dis maar 'n kombinasie van goed wat gebeur het. 'n Nuwe gemeente geplant in COVID tyd en net baie ander dinge. Maar ja, dit was hier oor Paasfees in 2023. Die liedjie se naam is Net Een Naam. Ek was eintlik besig om nog te help ons nuwe teels insit op ons stoepie en besig om te skoon te maak met 'n skrop en die gewone goed van die lewe te doen wat jy nou van praat en nie iewers heilig op 'n berg te sit nie. Terwyl ek besig is om die gewone goed te doen, te begin 'n liedjie te kom en dis oor hierdie Paastyd en Net Een Naam is geskryf in daai tyd, maar ook as gevolg van 'n belewenis wat ek deur is en toe net aan die ander kant uitgekom het wat ek in Januarie baie slegte nuus gekry het. Kortom, ek het gegaan vir oogtoetse en toe sien hulle daar's nie iets wat my oë op baie stadium nie, maar iets agter my oë en 'n dag later 'n MRI scan en toe kry hulle tumor op my pituitêre klier, omtrent so groot so golfbal. En ja, en hy drukte op my optiese senuwees en langs deur die kort neuroloog en ek moes baie vinnig vir 'n operasie ingaan, 'n baie gevaarlike operasie. Dag voor die tyd het ek en my liewe vroutjie ons testament net weer gaan teken. So mense is nie seker wat aan die ander kant uitkom nie. En deur die Here se genade kan ek hier sit. Baie suksesvolle operasie. Dit was nie kwaadaardig nie. Ek het so 'n paar weke terug weer vir 'n MRI scan gegaan en alles lyk mooi skoon, maar ek moet maar vir opvolge gaan. Maar ja, dit is 'n absolute ingrypende belewenis waar mens die vraag vra, kan ek ooit weer sing? Ek bedoel die aand voor die operasie het ek gaan stap en net voor die Here net my hart uitgestort en ek sê Here, kan ek maar nog kansse kry om nog te skryf en my kinders sien groot word en u werk doen op die aarde. En daai liedjie was een van 'n paar wat toe al daarna weer geskryf is wat uit dit uitgebore is, ja. Maar daar's een liriek wat daar staan, wat jy gesê in die antwoordlose tye word die geloof in my gesuiwer en dit was vir my nogal soos wat vir my is geloof kry heeltemal 'n nuwe ander betekenis wanneer jy 'n uitdaging in die gesig staar letterlik maar wat een van julle boekies is, Every Nation het sulke connect boekies waardeur ons deurwerk en toe staan daar geloof is om eintlik jou geloof in die karakter van God te hê. Ja. Meer as net wat hy vir jou kan doen. Ja, meer as wat hy, maar toe ek daai hoor, toe besef ek geloof, want almal sê, ja, jy moet net glo, maar waarin en waaraan, maar ons ken nie God nie. Dis hoekom ken ons nie sy karakter nie. Ja, so dit is baie interessant in daai tyd, ek het die nuus gekry letterlik in ons
kerk se vas en gebedweek. Letterlik, dis wat daar gebeur het en ek nou daai aand ek en my vrou gaan huis toe en ons nou maar so 'n bietjie geskit natuurlik. Sy was net fenomenaal en is nog steeds, jy weet, sy het is 'n rots saam met my gestap het deur dit. Psalm 27 gee die Here toe vir ons daar in daai tyd en dis 'n psalm wat geskryf word eintlik sou in Engels dit net sê, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Even though an army besiege me, war break out against me. Dan sê dit die aanval kom, jy weet, hierdie goed gebeur, so in my geval was dit nou dit. Maar dan sê hy, but one thing I've asked of the Lord, that I may gaze upon the beauty in his holy temple. Dit bestaan dat ek net op die Here se goedheid kan, daai intimiteit. En dit was my so interessant, dat die skrywer van die Psalm sê nie, o Here kom red my nie. Hy sê daai goed kan maar gebeur, maar ek wil net in die oë kyk. Ek wil net I want to gaze upon you en dis wat ek ook beleef in daai tyd. Want jy sê dit nou so tereg, jy weet of ek nou 'n pastoor is of 'n musikant of 'n sanger wat ek al, ek het ook 'n verhouding met die Here soos jy het, soos die luisteraars daar buite of die kykers daar buite het. En dis wat Jesus kom doen het, hy het vir ons kom wegbaan dat ons elkeen met hom 'n persoonlike verhouding kan hê. En in daai oomblikke wanneer alles weggevat word, wanneer ek in daai teatertjie ingestoot word en niemand anders is daar nie, dan in die antwoordlose tye word die geloof in God gesuiwer, want ek het net hom. Ek het nie my vrou langs my nie, ek het nie my pastoor by my nie of my vriende. Dis net ek en die Here en daar kon ek vir hulle sê, ek het net op die woord gestaan, ongeag wat die uitkoms sou wees. Ek het gesê, Here, dis wat die woord sê, ek gaan net in die oë vaskyk en dit was letterlik my woorde soos ek onder narkose ingaan. The Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid? Dis wat ek gesê het in 'n oomblik. Nie as retiefie sanger of retiefie pastoor of wat ek wil, net retief as kind van God. En daai voorreg wat ek het, elke gelowige. Want Jesus is die enigste weg na die Vader toe, nie via 'n pastoor of via iemand anders nie. Hy wil hê ons met elkeen so 'n verhouding met hom kan hê. En dis nie vir die super saints nie of die spesiale mense nie. Nee, dis vir elkeen van ons, want dis wat Jesus vir ons kom doen het. Maar ek dink dat omstandighede is regtig so 'n fenominale strategie wat die Satan gebruik net om ons bietjie van stryk af te bring, net om daai oomblik ons target te verloor, weet dat ons nie in die Here se oë nie kyk nie. En ek weet nie, dit het vir my 'n realiteit geword hierdie jaar. Ek het dit nogals getoets. As ek nie op die Here staan nie, as ek weet, want goed kom, probleme kom, dit is, ons is nie gevrywaar daarvan nie, maar sodra jy nie in die Here is nie, heeltyd nie, dan is asof jy amper, ek wil die Engelse woord gekry, panic attacks kry. Ja, nee, dit is so. En dit is hoekom dit vir my so mooi is, dit moet suiwer wees, jy moet die heeltyd, en dis werk, maar dis nie slegte werkie. Dit is 'n keuse wat jy maak. Ja, maar weet jy wat, ek dink, jy weet 'n mens, wat ek geleer het in moeilike omstandighede is, mens bou 'n beeld van wat jy dink Jesus is, of wie hy moet wees, van preke wat jy gehoor het, van, jy weet, mens, is asof vir mense, amper wil ek sê 'n mosaïek, of jy weet, iets opmaak, 'n beeldjie, maak jy op van hoe jy dink Jesus moet wees, en dan kom hy nie deur soos wat jy gedink het nie, dan val jou hele wêreld uitmekaar uit, en intussen daai oomblikke, wanneer God stil is, wanneer jy nie weet waar hy is nie, jou wêreld val uitmekaar uit, en die fondasie wat jy opgestaan het, wat jy vir jouself eintlik amper gebou het, of dit nou religious is, en of dit nou wat ook al is, word onder jou uitgeruk, en dan besef jy, okay, Here, back to basics. Dit is baie waar as jy sê, ek dink aan die Wynense praat aan die Israeliete wat die goue kalf gemaak het. Hulle het die goue kalf letterlik Yahweh, of eintlik nie, ek dink is Elohim genoem, hulle het hom the Lord genoem. So in hulle prentjie was dit die God wat hulle gemaak het, was mos die God wat hulle nou uit Egipte uitgelei het. Hulle het hom gevorm en hom toe the Lord genoem. Yes. So hy was nie 'n afgod in hulle oë nie, hulle het gedink, maar dis presies wat ons doen. Jy vat hierdie versie, Jeremia 29 vers 11, totaal na die konteks uit. Ek weet die planne wat ek vir jou het, daai woord jou is nooit persoonlik, dit is vir die nasie van Israel gewees, wat in ballingskap was, 'n voorbeeld. Ons neem en claim hierdie, en dan maak ons 'n goedjies, en dan, ons amper soos 'n
met alle respek gesê, is amper soos 'n genie in die lamp tipe God wat ons maak. Jy weet, as jy met hart genoeg vryf, dan pop hy iets uit wat vir jou goed is, en wat jy van hou, en dis nie die ware God nie. Dis nie, en dan is ons teleurgesteld, want nou bid ek en ek vra en ek sê, en dit en Here, en ek kom nie deur, en as ek kwaad vir hom, maar dan sê, hoorie, maar wat se God het jy nou aanbid hierso? Het jy die Bybelse God aanbid, in sy totaliteit, nie net, ek vat hierdie versie, ek hou van daar en ek dit, en ek maak vir my ietsie wat vir my gemaklik is. Jesaja 6 sê, weet, daar waar hy vir God sien, Jesaja, heilig is die Here, en dan sê het, and the whole earth is filled with his glory, die woord daar is kavod, en kavod beteken letterlik gewig, en ons maak baie keer van God 'n baie ligte God, maar dis soos, as ek nou 'n emmer water het, en die water is my lewe, en God se gewig, hy's 'n klip, en hy kom in my lewe in, dan skuif alles moet plek maak, sy gewig kom in my lewe in, nie hy moet plek maak in sy lewe vir my nie, nee, hy is God, hy die gewig, so wat ek al hy, en dis wat ons dan baie keer ook in ons konteks praat oor die heerskappy van Jesus, the lordship of Jesus, aanbid ek God vir wie hy is in sy totaliteit, want dan het ons perspektief op slegte omstandighede, want dan lees jy die Bybel en besef jy, met Josef gebeur, met Dawid gebeur, met al die apostels gebeur, want ons het hierdie gemaklike evangelietjie wat alles gaan oor my en my wêreld en hierdie me, myself and I, the unholy trinity. Ek moet net tog net ek moet net myself beskerm. En as ons teleurgesteld is kwaad en selfs Jesus het gesê, Father, not my will, but yours be done. So wie is ons dan om te sê, Here, dis hoe dit moet wees, hier is my planne, bless them, Lord. Jy weet, want dis wat ons doen, hier is my planne, dis wat ek graag wil hê, en dan in die Bybelversie of 6 om dit te staaf, en dan spreek jy dit en jy soos, nou moet dit gebeur, en as dit nie so gebeur nie, soos jy sê, dan, Maar het jy gedink, paar jaar terug, toe jy nou begin het met aanbidding, en om in 'n bediening, weet, 'n sangbediening te hê. Het jy ooit gedink jy gaan kerke plant? Nee, ek dink dit is maar die wonder van die Here se hand op my lewe. Ek dink twee goed het nog altyd. Ek was al 'n 5-jarige toe ek begin sing. Niemand in my familie het nie niks wat. Dit was net die Here het my gawe gegee. Ek het amper my stem verloor toe ek 5 was. Hulle het my mangels uitgehaal en toe my stembande raak gesny. Dit staan so dat die aanval op my stem was al baie lank al daar. En saam met die musiek was daar nog altyd 'n leierskaproeping op my lewe. Weet jy, die Here het my 'n natuurlike leier gemaak. Ek onthou in graad 1, onthou ek 'n prentjie ook. Almal by die kleuterskool mekaar gekry het en ek was die Papa Arend. En verstaan so seker goed wat ek geweet het, die Here het my van vroeg af iets in my hart geplaas. So en toe deur sy genade het hy my paai laat kruis met goeie leiers en mense wat toe my geleenthede gegee het en ek kon onder leiers dien. Saam met die musiek en saam met die goed het altyd saam geloop en seker omtrent 5 jaar terug toe ek nou deel van Every Nation word, toe word ek gedisipel en te pad gestap met nog steeds my vriend en ons leier in ons konteks. Wat hy my gesê het, ek dink daar's iets meer as net die musiek en my toe geroep om nie net 'n traveling musician te wees, om net van een plek na 'n ander plek te gaan, maar myself te anker, 'n plaaslike gemeente en om disippels te maak, leiers op te rig en wie weet dan nog 'n kerk te plant. En toe sit so, toe neem ek 'n gemeente op 'n stadium oor by hom en toe 7 jaar later toe het ons nou weer 'n nuwe gemeente geplant en ag, is maar die grootste voorreg om te kan sien hoe mense by Jesus uitkom, hoe hulle gedisipel word in sterk fondasies en dan om leiers opgerig te sien om weer nuwe gemeentes te gaan plant en sendelinge in die wêreld in te stuur. Ek het gister net 'n gesprek weer met 'n paartjie gehad wat Oman toe wil gaan en wat ons mee besig om hulle reg te kry en hulle op te rig vir dit, want daar's so 'n nood in die wêreld en om dan nie net die musiek te doen. Alhoewel ek weet ek het 'n roeping daarvoor, ek sal dit aanhou doen, maar dit hou my ook gegrond en jy het nou genoem van die legende, dink ek lag eintlik vir daai woord of celebrity, ek lag vir daai woorde, want in die koninkryk van God is daar nie legendes en celebrities behalwe Jesus nie. Nee, dis waar. En vir my die mooi is dan net om te weet, ek is altyd net 'n dienaar. Dis al wie ons is. Ja, die Here gee my sekere rolle en profiele en platforms, maar dit gaan oor sy eer wat hy met niemand anders deel nie. En solank ek het getrou bly aan wat die Here vir my gegee het en in 'n plaaslike gemeente waar jy met al jou isuetjies sit en probleme sit
en jy is week in en week uit daar, jy kan nie van een plek na 'n ander plek toe toer en almal dink, "Ag, jy's awesome nie." Nee, jy's by een plek waar almal besef jy's nie awesome nie. Hulle sien jou vir wie jy werk. Presies, en ek het 'n vrou wat dit ook vir my kan sê, of my kinders, en dis presies dit, the good, the bad and the ugly, en daai saam net stap, en die lewe saam doen, en die sleg en die goed, en man, ek is so bevoorreg om dit te kan doen, en dis hoekom ek so lief is vir die kerk. Ja, maar Retief, maar leef jy jou droom? Ek dink nou net daaraan, jy weet, die Here, jy sê nou jy het al van kleins af het jy begin sing, en van kleins af was jy leier. Wat het jy gedroom? Ek dink baie keer ons, ek weet nie, dalk moet jy nou dink oor daai vraag, maar ek het, jy weet, as mense nou vir jou, of laat ek eerder so sê, ek is besig op 'n pad in my lewe, waar ek moet dink, wat is die goed wat ek gedroom het as kind? En wie begin droom soos 'n kind? Wie begin droom? Want jy weet, die lewe gebeur, en mens gaan deur goed, en dan verloor 'n mens jou drome. Leef jy die droom? Vir jy is so interessant, jy noem nou, ek onthou, daar's 2 goed wat ek van gedroom het, ek graag sou doen, ek sou graag 'n lewendige aanbiddingsalbum wil opneem. Daai tyd was Louis Brits nou, my held, en ek wou gedoen het wat hy gedoen het. Liefde en beweging, onthou jy? Ja, Tik, yes, dankie Here, ek het nou al 'n paar van dit kon doen. Ek wou in 'n Christelike musiekblyspel speel, en ek was Dawid geweest, 11 jaar terug in die Staatsteater. Ek was 'n lang Dawid. maar ek weet nie, ek wou getrou het, ek wou kinders gehad het, so 'n droom vir my. So ja, ek dink in daai opsig is eintlik maar al daai drome is al vervul, en vir nou is dit net soos, Here, wat's volgende in my hand? Wat wil die volgende vir my sê om te doen? En om net te kan luister, fyn te luister, en om ook nou te kan begin sien, hoe kan ek dan die drome van die ouens onder my begin laat waar raak? Hoe kan ek die nuwe leiers oprig, die nuwe kerkplanters, die nuwe jeugoutjies wat by ons byvoorbeeld nou lei, en ek wil hulle disipel, hulle help om te kan gaan, om 'n platform vir hulle te skep, Want ek dink baie ouer mense het bietjie hulle drome gemis, maar wat ek bedoel met droom, eintlik sien ek, dis hoe ek dit sien. Ek sien ons doel in die lewe is om die Here te aanbid en mense by die Here uit te bring. Dis ons doel. Klaar. Maar die manier, die vervoermiddel is ons passie. Dis hoe ek dit sien. Dis mooi gestel. Maar mense weet nie wat daai passie is nie. Want hulle moet grind, hulle moet sorg vir hulle kinders, hulle moet kos op die tafel sit, en nie altyd dit wat jy graag jou passie is, kan altyd dit doen nie. En ek dink ons verloor onsself in hierdie hele proses, en dan begin die Satan en sê, ja, maar jy het nie identiteit nie, jy weet nie wie jy is nie, jy is nie goed genoeg nie. En dit is vir my amazing dat jy sê dat jy nou jou drome, jy wil eintlik ander help. Ja, dis maar waar ek nou is. En dis vir my eintlik great, want dis fantasties. Waar ons vat daai fokus weer eens weg van onsself af, en ons kyk na ander. Hoorie, maar jy het nou gesê jy is besig met 'n projek, of begin met 'n nuwe projek. Kortom, Januarie voor al die goed my gebeur het ek het in die Karoo gery. Gewoonlik as die Karoo ry is daar moeilikheid, want dan praat die Here met my, of hy gee vir my 'n liedjie. Ek in die Karoo loop so. En toe voel ek net, ek moet hom en Stella en Stas en 'n paar ander Afrikaanse sangers en skrywers veral wat gemeente musiek skryf deur die jare al bymekaar begin kry, en ons moet 'n projek begin, en toe het ons begin droom, en toe gebeur my ding, en toe tel Louis dit weer verder op. Hy sit natuurlik in Amerika, maar hy bedien nog baie Afrikaners oor die hele wêreld. En ja, in Augustus maand toe vlieg hy in, en ons het 'n groep bymekaar gekry in die Kaap wat geskryf het, en die opdrag was baie eenvoudig: skryf gemeente musiek wat singbaar is, geesgeïnspireerd en skrifgetrou, wat ons by die Afrikaanse, by die kerke kan uitkry. Toe het ons 'n groep hierso bo gehad ook, en toe het ons so 20-22 liedjies geskryf, en ons het dit nou begin opneem, om dit dan middel Februarie volgende jaar vry te stel. Die hele naam van die projek is Nuwe Lof. Ons bou 'n webwerf waar mense en kerke dan kan gaan en die liedjies natuurlik gaan kry. Jy gaan op Spotify en al die plekke ook, maar daar's al die bladmusiek, al die multitracks, al die backtracks vir die kerkie in Koekenaap of waar ook al wat nie noodwendige orkes het nie. Maar daar's sy musiek, en hy kan gaan kyk op die webwerf, is dit meer gewyde musiek, is dit meer aanbidding, is dit meer lof, wil staan. So ons wil 'n tipe van 'n resource center begin bou op 'n webwerf, en elke jaar nuwe mense laat skryf, nuwe musiek inkry, en ensovoort. So dis so wonderlik, Here het voorsien, ons het geld gehad, en die Here het nou al begin behoorlike gee, en dit is net so mooi,
Ja, om te sien, ja, en dis net dit, ons wil net die kerke, Afrikaanse kerke bly nuwe vars Afrikaanse musiek instoot om die wêreld mee te doen, Dit ja. is gesalfde musiek. Dis ons hart, gees geïnspireerd, dis dit. Ja, Ja, Want dit is wat ons nodig het. dit is wat ons nodig ja, het. ek is eintlik nou op Vernuwing. pad, nou Sondag neem ons op in Klerksdorp by Oase gemeente, weer 6 van die liedjies. So ons is nou op pad, dit is soos letterlik so gebeur nou en Ja. ja, tussendeur alles doen ons dit en ons moet net getrou wees. Dis ook sê, wat ek al Here vir jou gee, wees getrou, luister net mooi, moet nie jouself maak nie en dan sy hand net altyd daarop, is so mooi. Dis baie opwindend. Ja. Maar ek ken 'n paar skrywers wat ek vir jou gaan. Ja, dis nou wat ek gewonder Ja, het. dat- Is dit So, nou- wat is dit- ons sal Is doen- dit 'n oop platform? Op die oomblik nog nie heeltemal nie, maar ons Okay. sal later begin ouens intrek, soos die ding begin groei. Ons moet net eers die, kom ons noem dit die gesoute of die meer erkende skrywers om bietjie gravitas en net geloofwaardigheid ook Ja. vir mense Ja. wat wil borg ensovoorts Natuurlijk, gee. ja. Om kwaliteit op te neem, dit ook eenvoudig op te neem, dat 'n gewone gemeente dit kan doen. So ons sal 'n vol band weergawe en dalk 'n eenvoudige band weergawe ook opneem. En dan is ons hart om dan later dit oper te maak, meer skryfskole en dan ook selfs waar iemand ek gaan julle 'n voorbeeld gee. Weet min mense weet wie's Tom Hiemstra. Hy het in die Hemel is die Heer geskryf. Louis Brits het dit bekend gemaak. Ja. Daar's ja. Tom Hiemstra's daar buite wat 'n mooi liedjies, maar hulle gaan nooit dalk die platform of die geld of die manier om die liedjie te kan laat vlieg en uit te bring nie. En ons hart is nie om iemand bekend te maak nie, ons hart is om die musiek daar uit te kry. Nee. Ja. So dan sal ons heel moontlik vorentoe tipe van 'n opsie gee op die webtuiste waar mense dan liedjies hulle geskryf het kan submit. Ons kan kyk moet dit verder gaan of nie, kan ons iets daarmee doen. Weet so ons probeer 'n platform te skep. Ja, en 'n ding wat moet hou vir die volgende 20, 30, 40 jaar wat ek al tot Jesus kom of net getrou te bly aan wat ons moet doen. Ja. Maar ons het nou so 'n bietjie gesels oor die rugby en alles wat daar gebeur het, die bokke wat gewen het. En daar't soveel mooi goed daar uitgekom. Maar wat ek dink die boodskap is dat daar is hoop vir Suid-Afrika. Daar was 'n frase wat as jy die kommentators gehoor het, elke keer veral in die laaste 3 wedstryde gesê het. They found a way. Ja. En dis die ding wat ek vat het, South Africans always find a way. Find a way. Daar's 'n manier hoe ons opstaan te midde van al die goed. Want daar's 'n redemptive calling op ons land. Ja. Die Yes. Here het ons geroep vir 'n sekere storie wat ons moet help skryf in hierdie wêreld en ons sal hom bly skryf. Weet julle hoeveel kerkplanters is daar in die nasies wat uit Suid-Afrika uitkom? Hoeveel sendelinge, hoeveel mense, want daar's 'n gees in ons want ons gaan nie ophou nie. Ons gaan nie opgee nie. Ons gaan en weet baie mense wat nou oor see bly, my broer self bly, dink aan die diaspora wat destyds gebeur het en dis die groot woord vir toe die Christene in Jerusalem bymekaar gekloek het en toe kom die vervolging en toe moes hulle gaan, dis die diaspora. En dis wat met baie Suid-Afrikaners wat lief is vir die Here wat nou in die hele wêreld sit Ja. en help gemeentes plant en help disippels maak. Die Here stuur ons het 'n roeping en daar's baie hoop. Ja. Daar's baie hoop. Altyd. Amen, sê ek ook. Ons tyd is 10 om, maar wat is jou gebed vir ons land, vir jou mense? Ja, ek dink in die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 4 wat hy sê van ons swaar kry in die lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop uit op die heerlikheid wat verreweg alles oortref. Ek dink dit gaan oor perspektief. As jy lewe vir hierdie lewe net en alles wat hier gaan en die gemak van hierdie lewe, dan gaan ons swartgallig raak en dan gaan ons dit en gaan ons dat. Maar Paulus sê dis gering. Die woord laat letterlik soos 'n ligte briesie wat van voor af kom. Dis eintlik gering, maar die heerlikheid dra gewig. En ek dink as ons oë op die ewigheid kan hou, en onthou hierdie lewe is so verby. Kom ons maak die beste daarvan. Ons lewe voluit, ons lewe ons passies, ons lewe vir die eer van die Here, maar daar is 'n ewigheid wat kom en kom ons hou net daai perspektief. Dan het mens heeltemal 'n ander kyk op die lewe. En dan lewe jy ook vir heeltemal iets anders. Sy eer, sy storie, sy naam, en nie jou eie klein storieetjie wat verbygaan nie, maar sy storie wat vir ewig gaan hou. Wel op daai noot wil ek vir jou baie dankie sê. Dis saam met ons kom kuier het. So vinnig.
Dankie. En ons bid regtig dat die Here julle sal seën met hierdie projek, dat dit van krag tot krag sal gaan. Maar ook dit wat jy nog in jou hart het en in jou skryfpen het, dat dit baie mense sal aanraak. En dankie vir wat jy doen. Dankie vir jou liefde. En ja, dit is dit en tot 'n volgende keer. Totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.